Goeiemôre vriende, kykers. Uh ons beplanning, ons de groot beplanning en daarvan kan u bietjie meer lees op ons subscription box. Ons is besig om 'n Mission Expo te beplan. World Missions Mobilization Expo. Die 31ste Augustus. Ons sal jou uitnooi daarheen. Maar vandag in aanloop het ons vir Adrian, een van ons sendelinge wat ons baie opgewonde is om te wil ondersteun en te wil by betrokke kry. Adrian, jy is van jy woon nou hierso in die Pretoria omgewing, maar julle was lank in Pietersburg, jy en jou vrou Marina, en julle is by die trakkers, Suid-Afrikaanse trakkers, of sal mense dit in Afrikaans sê, die groot vragmotorbestuurders. Dis julle ministry. Wil jy vir ons bietjie meer van jouself vertel? En dan, dis die vraag wat ons nou eers wil vra. Hoe het jy die roeping gekry? Hoe het jy daarby uitgekom? Miskien jou getuienis waar jy die Here Jesus ontmoet het. Ons gee jou graag geleentheid, Adrian Fourie. Hi Chris, baie dankie vir die geleentheid. Dankie ook vir die kykers se belangstelling. Luisteraars en kykers, baie dankie vir die geleentheid dat ek met julle ietsie van ons bediening kan deel. Ek het toe Chris vir my die uitnodiging gestuur het ek gedink, ek wil net eers dit sê, op my profiele op Facebook en op sosiale media het ek 'n slogan waar ek sê, in for the ride, it's going to be an adventure. En ek kan regtig vir julle sê, ons pad met die Here was regtig 'n avontuur gewees. Partykeer moeilik, maar die Here is getrou. Ek is hierdie jaar 60 jaar oud. Ek het in 1975 op Tulbagh by 'n CSV kamp het ek onwetend wat dit beteken, het ek my hart vir die Here gegee en die Here was altyd daar. Hy het altyd sy hand rondom my gehou. Ek het nie altyd dink ek gedoen wat ek moes doen nie, maar die Here het 'n plan gehad. Ek het in 1996 het ek op 'n lewende woord en aksie kamp het ek ervaring gehad met die Heilige Gees en is ek vervul. En daar het dinge begin verander en op Duivelskloof, op daai stadium, ons het op Duivelskloof gebly waar ek 'n polisieman was in Sanien, het ek na die dominee toe gegaan, na my NG dominee toe, en ek het vir hom gevra, is daar 'n plek waar ons betrokke kan wees? En ek het niks geweet, ek en my vrou het niks geweet van sending nie, en hy het vir my gesê, maar hulle het 'n behoefte vir iemand wat hulle sendingprojekte vir hulle sal lei. En ek het gesê, maar dit is reg so, min wetende waaroor dit gaan. Ek het vreeslik ywerig weggespring en operasie mobilisasie se goed gekyk en geopende deure. Ons het sendingborde opgerig en al sulke goed. Gedink die 1040 venster is al waaroor sending gaan. Maar nie regtig geweet wat dit behels nie. En vir ons was dit 'n pad van swem. Jy moet maar swem en jy moet maar leer op die grond. So ek kan regtig sê, ons het vir 4 jaar het ons in Mosambiek gewerk. Ons het baie uitreike gedoen, korttermyn uitreike, en ons het 'n pad van loop en val het ons geleer. In 2001 was ek en Marina die geleentheid gebied om in Pietersburg met 'n sendingroeping te gaan werk, die gemeente daar te verteenwoordig en sendingprojekte te koördineer. En ek kon dit vir meer as 14 jaar doen. Ons het ook Chinese bedien op verskeie vlakke, wat ons ook vandag nog tot 'n mate toe doen. Maar in hierdie totale tyd
het ons 'n redelike klompie projekte geloods en gelei, nuwensgewende maatskappye gestig, behoeftige blankes gehelp, swart gemeenskappe bedien, Zimbabwe straatkinders bedien, verskeie aksies geloods om 'n verskil in die gemeenskap te maak. Ons het die asgate bedien en so meer. Maar sedert 2008 het ek op uitnodiging van 'n vriend wat ons gehad het in Heidelberg hier in Transvaal, het my versoek om met hulle hande te vat en 'n uitreik te reël op 'n jaarlikse grondslag na Messina, Beitbrug omgewing, waar ons trokdrywers sou bedien. So het ons dan vir 2 of 3 dae of vir 4 dae het ons dan 'n uitreik gekoördineer, gefasiliteer in Messina en op Beitbrug, waar ons trokdrywers kon bedien, maar dit was net bloot op 'n korttermyn basis. In 2018 het ons egter op ons harte gevoel, daar is regtig 'n groot nood in die transportindustrie om hulle voltyds te bedien en het die Here ons gelei om 'n voltydse bediening te begin en is ons nou vir die afgelope bykans 6 jaar is ons voltyds besig net om die transportindustrie te bedien. So dis in kort net die agtergrond van my pad tot hier. Jo, Adrian, jy sal later 'n bietjie meer detail gee van die nood van die vragmotor, die grootte van die behoefte. Maar ek het sommer ek wil sommer hoor hoeveel mense praat jy van wat agter 'n vragmotor stuurwiel op ons land se paaie is? Het jy 'n idee vir ons? Chris, die syfers wat ek het is van Road Freight Association, RFA. Julle sal die CEO baie keer op die nuus sien. Hy is die verteenwoordiger vir die Pad Assosiasie, Gavin Kelly, en hulle het vir ons syfers gegee, en ek praat nou van 6 jaar terug, van 580.000, wat volgens een NATIS geregistreer is. Wat? Dis nou 600.000 amper? Ons kan praat van 600.000 vragmotorbestuurders wat op die nasionale padnetwerk in Suid-Afrika is. Ja. En die krisis is, en dis waar die nood lê, daar is geen volhoubare bediening in Suid-Afrika, behalwe ons op die oomblik, wat uit en uit gefokus is op die bediening van die transportindustrie. Jo. Adrian, ek dink baie dankie. Ek dink hierdie getuienis van jou het my se oë oopgemaak. Wil ek vra, nog nie moeg geword nie, nog nie gevoel dis nie die moeite werd nie? Nee, ek kan regtig sê, ek het nie nou regtig gedeel in terme van getuienisse van hoe die Here op hierdie pad met ons geloop het nie, maar daar's hordes, honderde getuienisse wat ek kan deel, klein en groot, en dit bly net 'n ongelooflike voorreg om hierdie pad te kan loop. So nee, ons word partykeer moeg, ek is eerlik, fisies moeg, maar nie moeg vir dit wat ons doen nie. Baie dankie, Chris. Baie dankie vir jou kort inleiding waar jy vir ons bietjie deel. Ons sal ook die volgende 2 video's wat ons gaan maak, gaan ons ook saam op hierdie video deel, sodat mense wat verder wil hoor, 'n bietjie kan hoor wat doen julle en sovoorts.